Daar's 'n baie belangrike ding. Wanneer ons praat oor verlede, hede, toekoms, daar moet 'n fyn balans wees tussen gister, vandag en môre. Ek wil 'n bietjie die woord van die Here dat ons daarna gaan kyk vanmôre. Ons gisters en die oomblik waarin ons leef, maar dan die toekoms wat eintlik dan nog nie bestaan nie. Ons leef maar asof daar 'n toekoms gaan wees. Maar kom ons gaan kyk na die verlede. Wat is daar in jou verlede wat jy graag sal wil verander? Wat sal jy graag wil verander? Ek het eendag vir 'n ou gevra, hoor hierso, wat sy wil verander? Toe sê hy vir my, Dominee Wolly, jy weet mos nou, ek is met die duiwel se suster getroud. Ek sal graag wil verander, maar ek dink toe, hy gaan nou sê, dat hy sal wil verander, dat hy nie met haar wou trou, of haar nie meer wil hê nie. Toe sê hy nie, hy sê hy kyk wel soms hulle trou video, maar dan van agteraf. En die mooiste is daar waar hy haar teruggee vir haar pa. Hy sê maar hy's lief vir haar, hy's tog lief vir haar, maar die duiwel se suster daai. Hy sê maar wat hy sal verander, hy sal graag dat die Here nie 'n duiwel moes maak nie. Dan sou hy pragtiese wonderlike skoon familie gehad het en 'n vrou gehad het en so. Ja, maar ek het daai ou goed geken, hoor, daar in Bloemfontein. Ek sê vir julle, as die duiwel 'n broer moes gehad het, dan is dit hy. Hy het 'n ander vir my ook gesê, maar kyk, hy was 'n moeilike ou. As sy vrou vir hom kwaad is, dan spuit sy nie meer daai lekker ryk You're the fire aan haar nie, sy spuit you're the fridge. So okay, ja. Nee, die verlede. Die Bybel praat baie oor die verlede. God sê op verskeie plekke, gaan terug na die verlede. Ek wil begin met Deuteronomium 4. Deuteronomium 4 vers 32. Gaan stel ondersoek in. Gaan dink 'n bietjie ernstig daaroor. Julle, dis belangrik om te gaan dink. Die tye wat verby is, dis wat ons hierdie naweek gedoen het. Ons trippie gister in die busse hier deur die dorp. Dan noem ons so daai een gebly. Daai een is al oorlede, daai een se pa het hier gebly later en hierdie een is al oorlede. En onthou jy daai een en daar op daai stopstraat het ek met 'n fiets gery en die kar het aangekom en ek het amper in my moerbeiboom geval. Jy het nie die woord gebruik nie, okay. Vers 32, Deuteronomium 4, gaan stel ondersoeke na die verre verlede. Wat bedoel hy? Hy bedoel Israel toe hulle slawe was in Egipte. Hy sê julle vergeet, julle was slawe en God het julle uitgelei. God het julle vrygemaak en na die beloofde land toe. Julle is op pad. Die dae lank voor julle tyd, van die tyd af toe God die mens op die aarde geskep het 'n volk die stem van sy God uit die vuur uit hoor praat. Hy wil hê, gaan vertel weer vir julle kinders. Gaan herinner mekaar weer, remind mekaar weer oor wat God gedoen het. Dis die belangrike ding van die verlede. Hy sê, dit is vir julle gewys, dat julle kan besef die Here is God, daaraan naas hom nie 'n ander God is nie. Kom ons spring Nuwe Testament toe. Jesus sterf aan die kruis vir ons. Jesus sterf aan die kruis. Maar wat gebeur? Hy bly nie in die graf nie. Hy staan op uit die dood. Dis die belangrikste dinge uit die verlede wat ek en jy moet onthou.
Daarom is wanneer Jesus nagmaal instel, dan sê hy, doen dit tot my gedagtenis, wat beteken my herinnering. Herinner mekaar aan wat ek vir julle gedoen het. Wanneer jy iemand wil help wat moeilikheid het, gaan en as die persoon vasgeval het, gaan vra daarso. Hoorie maar, dink 'n bietjie terug. Jy sê nou die Here is nie by jou nie. Jy sê nou miskien God het jou nie steek gelaat. Nee, gaan dink, waar het God gewerk in jou lewe? Waar het God die uitkoms gegee? Ek hou daarvan om die woorde te gebruik, kry vir jou 'n boekie. Dit is belangrik met sport ook, julle hoor. Dit is belangrik as jy 'n rugby game of hockey of netbal verloor het, moenie moedeloos raak nie, gaan kyk terug in die verlede, waar het julle gewen? En dit kan weer gebeur. Ek noem nou maar net, want die lewe is mos nou maar 'n game. Die lewe is 'n spel, 'n kompetisiespel. Skryf vir jou 'n boekie, wat bedoel ek? Soms so 'n boekietjie, dit kan nou dikker wees, en dan skryf jy in, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gegaan het. Daarom moet ons die Bybel, God se volk, profete, priesters, kinders van die Here, het dit hier kom opteken. Swaar kry tye, goeie tye, dat ons dit het vandag, om te kyk, met vorige Christene het dit en dit gebeur, en as dit met ons moet gebeur, God sal daar wees. En wanneer jy weer deur 'n moeilike tyd gaan, 'n krisis, sonde, dan gaan jy terug in jou boekie. Hier, wel, ons moet nou maar nie vir altyd probeer bargain op hierson nie. Hoor, kyk, daar word ons spot nou baie keer. Dis wonderlik om mekaar so te sien. En as ons mekaar herken, ek sê gewoonlik vir mense, dan sê dit nommer 1, ons is nie dood nie. Ons herken mekaar. Nommer 2, ons kan darm nog onthou, die skade is nog nie te groot nie. En nommer 3 het ek nou vergeet. Nee, nommer 3 is, ons is nog jonk en mooi genoeg. Dink julle nou, ek kan dit in hierdie mense, wat nou al ouerig is as ek, se koppe kry om in die oggend op te staan, en in die spieël te gaan kyk, eerste ding, die eerste ding wat jy doen is jy opstaan en sê, prys die Here, ek lewe, dankie Here God. En om in die spieël te gaan kyk, vir party vat dit langer om daar uit te kom, dan kyk jy in die spieël en jy sê, jou mooi ding. En daardeur bedoel jy jou beeld van God, want God werk in ons. 2 Korintiërs 4 sê Paulus, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons al hoe meer nuut gemaak, al hoe meer die beeld van Jesus. En beeld kan ook beteken, daar in Genesis 1 beeld van God, om te herinner, om mense en mekaar en jouself te herinner, wie is God? Hy is ons koning, hy sorg vir ons, en ons moet dit uitleef. Mense moet agterkom in jou en my lewe, Jesus, God is die koning in ons lewe. Ons is nie alleen nie, En dan kan jy versterk word, as jy in jou boekie, in jou verlede gaan kyk, en onthou, en help mekaar daarmee, help mense met probleme, help mekaar onthou, daar en daar het dit sleg gegaan, het ek het geskryf, hier is die dag en datum, het God uitkoms gegee, hy sal dit weer doen. Hy sal dit weer doen.
Ons kan ure en ure praat oor verlede, hede, toekoms. Ek wil net dit nog sê oor verlede. Moenie vasval in die verlede nie. Daarom in Jesaja 43 vers 18, moenie net aan die vroeëre dinge dink nie. Die ou Hebreëus sê moenie, onder andere beteken dit, moenie vasval nie. Jy's nie die slaaf van jou verlede nie. Jy's nie die slaaf van sonde en probleme in die verlede nie. Jy's nie die slaaf van dinge wat gebeur het, wat sleg is nie. Nee. Jesus maak vry, 2 Korintiërs 5 vers 17. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Moenie net aan die vroeëre dinge dink, by die verlede stil staan nie. Moenie stil staan of gaan lê oor verwyte. Vergewe jouself. Probeer mekaar vergewe, maar die moeilikste is vergewe jouself en gaan aan. En dan sê hy, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek gaan iets nuuts doen. Moenie vasval nie. Oppas ook om die verlede, ek wil nou die groot woord gebruik vir kinders, miskien 'n groot woord, idealiseer, romantiseer. Die goeie ou dae. Die goeie ou dae. Kyk, daar is nou maar die ding in ons, dat ons verlang tog maar terug, nee, na dinge uit die verlede. Dit is so. En hoe dit was. Daar was 'n regtig 'n tyd in Kraddock waar jy gery het met jou motor en reguit gery het. En as jy so gery het, dan was jy dronk. En sy het net nou gesê, as jy deesdae reguit ry in Kraddock op die paaie deur die dorp, dan is jy dronk. Jy moet so ry. Ek het gister gedink om my preek te verander na die kronkel, draaie en slange van die lewe, of die potholes van die lewe. Daai kan 'n lekker preek uitmaak, hoor. Volgende reunie. Mense, kyk, ja, dit is so, die goeie ou dae. Waarom sal ons dan nie nou, waarom sal ons nie nou so lewe dat in die toekoms, vandag, goeie ou dae sal wees? Kom aan julle, sal die strei nie. Dit was goeie ou dae, 1974 en so, maar hierdie naweek sal, hoe oud ons ook al word, en ons moet vir ons kinders en kleinkinders gaan vertel, pa en ma was daai en daai tyd, die naweek van 7, 8, 9 Augustus 2026, het hulle hier geskryf in hulle boekie. O, wat 'n goeie ou dae. Moenie net aan die vroeëre dinge dink nie. Dit beteken om in die hede te leef, maar ek wil daarmee afsluit. Dit beteken ek gaan iets nuuts doen, sê dit beteken daar is 'n toekoms. Daar is 'n toekoms. Wanneer jy vasval in die toekoms, dan worry jy jou dood. Matteus 6, moenie julle bekommer nie. Gaan lees maar daar so weer. Vers 26, kyk na die wilde voëls, kyk na die lelies. Hy kyk na die lelies en hoe God
die veld versorg en weer uitkoms gee in die veld en in die natuur. En dan sê hy, jy kan tog niks verander. Jy kan niks byvoeg. Niks. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Moenie julle bekommer wat moet ons eet of drink of aantrek nie. As jy vasval in die toekoms, dan gaan die angs en die vrees jou oorweldig. Ons moet beplan. Kyk, ons moet tog nou asseblief, my middelste seun, klein Rudolf Wolly, wat daar predikant in George Bergsig is, hy het gereeld in die huis vir my gesê, want ek is maar geneig om bietjie te worry. Ek het vir hulle groep ook gesê, ek sê dit gereeld vir mense, ek drink maar al my pille, my hartpille en my malpilletjies en al daai goeders, daar in Heidelberg by die apteek, dan, as ek inkom, dan sal een van die aptekertjies daar vra so, Oom LP, is my voorletters, Leon Pieter. Oom LP, wat is dit vandag? Hartpilletjies, malpilletjies of albei? En dan vat ek my hele ou boksie so, en dan skrik party mense, en dan praat ek hulle moed in. Ek het vanmôre daar aan een van die tafels gesê, wanneer jy onthou nou nie, hoeveel apteke is hier so? 2, 3, as 'n paar ander shops ook, multiwinkels, wat, okay. As ek vir mense, vra die Here dat die bus sal stop by die apteek. Jy gaan dokter toe, kliniek, jy kry 'n voorskrif, jy siek, dan gaan jy apteek toe vir die voorskrif, the bus stops here. Vra die Here, Here, laat die bus hier stop, want as die bus nie daar stop nie, is die volgende een hospitaal. En jy weet, na die hospitaal, nee, die moontlik die lijkshuis. So moenie net 'n tripie apteek toe maak. Trek die toekoms in, Here. Gee dat hierdie trippies nie te veel sal wees nie. Gee dat dit nie erger sal loop in my en in ander se lewe nie. Ons moet beplan. Dit is baie moeilik. Maar jy kan jou oog ook, onthou, jy kan jou oog so, het Langenhoven gesê, nee, Langenhoven oog so op die hemel hou, dat jy die hele aarde misval. Natuurlik sal mense wat net in die hede leef. En net sê, daar is geen toekoms nie, as jy doodgaan, gaan jy dood. Jy het nie eintlik regtig 'n siel nie, daar is nie 'n hemel nie, daar is nie hel nie, dit is klaar. Nee. Surprise. Praat van surprise. Wanneer ons praat oor die toekoms, wil ek dit soveel stel, hou dit vas, herhaal dit daar in jou kop, herhaal dit in jou siel, jou gees. Die toekoms is oop. Ja, God weet wat sal gebeur, wat. Maar moet nou nie jou gaan doodmaak oor my streepie is getrek en worry jou dood. Vergeet dit. Die toekoms is oop vir God se verrassings. Sê dit bietjie. Kom ons sê dit as 'n geloofsbelijdenis vanmôre. Sê dit hard. Ek wil dit hard hoor. Soos hy klok al lui, wil ek dit hoor by julle. Moenie nou net hier sit in prewel en so nie. Sê dit hard vir jouself en vir mekaar. Die toekoms, nee, ja, asseblief. Die toekoms. Die toekoms is oop met God se verrassings. Laat God jou surprise in die toekoms. Hy het dit al vir jou gedoen, hy sal dit weer doen. Maar dan leef jy hier en nou. Dan kan jy die hede vandag vat en sê, dankie Here vir vandag. Dankie vir vandag. En dan is vir my die vraag, hoe moet jy dan die hede hier en nou
volmaak. Hoe vul jy vandag? Natuurlik met wat Jesus ons geleer het, die belangrikste is. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Dis sy wet. Jy moet God lief hê met alles wat jy is en het. As jy nog werk, maar wat jy ook al doen, as jy afgetree, die Here het my die genade gegee, ek is nou so bietjie meer as 4 jaar afgetree, en deur baie moeilike tye met hart en alles, en ja, kyk, ek het vir ook gesê, ek is soms maar baie paranoïed, met vervolgingswaan, dan is dit dan, kyk ons rugby, as speel die Springbokke teen die All Blacks, dan verloor ek baie keer as die game so ernstig is. Kyk, dan begin jy mos nou heeltemal half uithak. Ek praat nou nie van ander uithak of so nie. En dan vra ek vir Dina hulle en die kinders, hoor jy julle, en dan sak die skram, dan vra ek, hoor jy die skram sak, nou dink jy hulle praat oor my? Nee pa, hulle praat nie oor jou nie. En soos my middelste seun altyd gesê het, laat ek terugkom na dit toe, take a reality pill. Take a reality pill, pa. Daar gaan slegte tye wees. Jy's nie gegarandeer nie. Wat is jou garantie? God sal daar wees. En hy sal uitkoms gee. Dis die garantie. Jesus is die garantie. As ek sterf die dag, sal hy wag vir my om in sy hemel in te gaan. Die ewige toekoms van God. Vul jou hede met liefde vir God, vir mekaar, wie ook al oor jou pad kom. Ons raak baie geïrriteerd met mekaar, dit is so. Maar waar ook al, miskien raak jy kwaad vir die vrou by die til van Shoprite of Spar of waar ook al, en sê, dis maar, hierdie een is daar maar ongeskik vandag. Miskien gaan sy deur 'n moeilike tyd. Miskien hoor sy gaan afgelê word, haar werk verloor. Miskien hoor sy, of het sy gehoor van 'n kind wat baie siek is. Haar man het sy werk verloor. Sy worstel agter daai til. Dan is dit net 'n vriendelike woord, 'n glimlag. Good morning, me. Ons kan so arrogant wees. Luister jy praat met my Afrikaans. Wel, wie van julle kan Sotho praat of dan nou Khoza en so? As die een agter die til met my harttaal praat, dan verstaan ek niks. Dan switch ons maar na Engels toe om mekaar te verstaan, maar dan kan ek ook sê, I can see you maybe going through a difficult time. Is it true? I will pray for you. Jesus loves you. Thank you for your service. En in die huis is dit die moeilikste. Dis die moeilikste. Ek wil gou sien, hier is 'n klompie jong mense, nê. Ja, jongeres. Ek wil gou vir julle ma's en pa's en vir die oueres hier sê, weet julle wat het die sielkunde uitgevind? So julle kinders moet vir ons bid asseblief. Julle moet bid vir ons ou mense, want die sielkunde het in die ontwikkeling sielkunde weer het bevestig dat kranksinnigheid en armoede is oorerflik. Jy erf dit van jou kinders. Hoor ek 'n amen? Amen, brother. Amen, broer. Ons kan mekaar mal maak in die huis. Wat van 'n bietjie liefde van Jesus? Om die hede in die huis vol te maak met sy liefde, vrede, blydskap, oorwinning, hoop, God se eienskappe, Jesus se eienskappe. Volmaak met liefde vir myself opbou, nie afbreek nie. Ander opbou, nie afbreek nie. My verhouding met God opbou, nie afbreek nie. Omgee vir mense in nood. Miskien het jy nie die geld nie, maar die bemoediging, wat ook. Ek wil afsluit.
Let's celebrate our past, present and future. Dis nie net vir 'n reuniegroep nie. Dit is 'n Bybelse opdrag om te vier. Gaan nou bietjie hierdie paar dae vanaand in die huis waar julle saam is, gesels bietjie met mekaar. Wat van die verlede kan ek vier, celebrate vandag? Moontlik môre na uitsien. Toekoms is onseker, maar die belangrikste celebration vir my is God, Jesus, sal daar wees. Vol verrassings. Here ons God,